Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Kok van 'n kolfboer reeds die afgelope 20 jaar op 'n familieplaas van 200 hektaar in die Appington omgewing, op die oewers van die Oranje rivier, wat tafeldruiwe, rosyne en pekanneute produseer. Kok het in 2006 na organiese boerdery oorgeskakel en 'n paar jaar later sy eerste suksesvolle oes gelewer. Die boerdery het van krag tot krag gegaan en in 2011 is Kok aangewys as Agri SA Pilote se boer van die jaar. Die plaas beskik boonop oor sy eie verpakkingsfasiliteit vir rosyne, wat 'n addisionele bron van inkomste en werkskepping bied. In die verlede jaar het Kok ook 'n lisensie bekom om cannabis vir medisinale doeleindes te produseer vir uitvoer na Kanada. Lekker leer en lekker luister. Kok, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar is jy nie? Waar sit ons nou? Jy weet, waar het jy groot geword, jou familie? Jy weet, wanneer het jy begin boer en hoekom? Ja, Jacques, ons boer hier rondom Appington. Ek sien 3de generasie boer. My oupa het in 1937 die eerste grond in Kanon-eiland gekoop. My pa daar groot geraak, ek het daar groot geraak. En in 1993 het hy aan die ooste kant van Appington grond gekoop. En toe ek in 2000 van Stellenbosch afkom, het ek hierso begin boer. So ons boer hier saam met my ouers. En dan het ek 'n sussie wat in die Kaap bly. Sy was so 3 maande op die plaas en toe het sy gesê Genoeg gehad. Either Appington of die boerdery is nie vir haar nie, maar ja. Hoorie, maar sê gou vir my, 'n Kanon-eiland in die 30s. Wat het hier gebeur? Het die ouens toe al geweet dis nou die plek waar jy nou goeie druiwe kom plant? Man, ek dink nie hulle het dit geweet nie, maar daar was water. So met die groot trek uit die Kaap uit het my oupa het groot geraak in Kenhardt. Ek's gebore in Kenhardt. O, okay. Ja. Ja. So waar hulle met skaap geboer het en daai is mos 'n harde wêreld. So die oomblik wat hulle toe nou toegang tot water het die ontwikkeling langs die Oranje rivier begin. So ek dink is maar die water wat die mense getrek het. En wat het die so daai tyd en wat het die ouens eers geplant? So dit was hoofsaaklik vee gewees en toe nou later met die water toe of is dit nou maar trial and error? Ja, hulle het maar met wisselbou begin. En seker nou maar sommer kos vir hulle self en hulle diere. En van daar af is die eerste wingerde begin aanplant en so die bedryf begin. En is dit van die eerste boere in die 30s? Daar was niks voor dit regtig nie of? So bietjie voor dit. Seker so aan die einde van die 20, ek is nie presies seker van die datum nie, maar het die eerste boere op Kanon-eiland begin. My magtig. Hoorie, en dan natuurlik jou familie, so jy het nou jou sussie, jy's getroud. Ja, ek's getroud met Melissa en dan het ek Michael, my seentjie is 13 en Kara is 10 en dan het ek 'n klein dogtertjie Marka van 2,5. Ag jene, 'n laat lammetjie. Ja. Hoorie nou, hoekom het jy besluit om te kom boer? Ek dink Jacques, ek wil nog altyd geboer het. En ek dink is regtig iets anders wat ek wou doen nie. So toe ek Stellenbosch toe gaan, was daar nie eintlik 'n ander opsie.
ek BCom landbouekonomie gestudeer, want ek en chemie was nie groot vriende nie, so die BC was vir my uit. En ja, ek het na 4 jaar het ek plaas toe gekom. So, julle boer met 'n verskeidenheid van goeders. Natuurlik, so ek het nou gesien, julle het organiese rosientjies, julle het natuurlik ook nou die rosientjie fabriek wat ek graag in detail oor gesels en natuurlik kan nou die goeie ou CBD olie wat ek nou dagga-druppels noem, nee. So dis ook 'n hele ander storie. So vertel ons 'n bietjie meer van die boerdery. Jy weet waarmee het julle primêr of so ek sê wat is die brood en botter en dan nou kom ons gaan 'n bietjie dieper dan in hoekom jy gediversifiseer het, hoekom die rosientjie fabriek en dan natuurlik nou die CBD olie. Hoofsaaklik ons groot besigheid is rosientjies, Jacques, en dan by dit het ons tafeldrywe, bekenete, losering. En dan 'n jaar terug het ons die lisensie gekry vir die mediese cannabis produksie. Dan het ons 'n wildbeen wat ons nou bietjie op uitbrei en dat ons ook nou 6 maande terug het ons vir ons 'n klomp merinos aangekoop. En al ons plase is organies gesertifiseer. So die merinos is ook amper seker inskakeling in die hele stelsel. Toe ek op die plaas kom, het ons hoofsaaklik met tafeldrywe en rosientjies geboer. Die diversifikasie het gekom as gevolg van risiko. Jy weet, ons het by ons baie lae grond wat ons ryp gevoelig is en ook reën en oestyd. So die druiwe het nie gewerk nie. Ons het pekenete op al daai gronde geplant. Ons druiwe is op hoë grond waar ons baie lae ryprisiko het. Druiwe is ook vroeër. So jou reënrisiko is minder want jy oes hoofsaaklik voor reëntyd. Ekskuus ek val jou in die rede. Wat is daai afstand van laag versus hoog? Dit is nou amper so hoe lank is 'n draad. Want dit gaan wissel van area en ek dink ook in party areas is dit bietjie anders, maar elke plaas het sy eie mikroklimaat. So en binne dit moet jy boer. So die spasie wat daar is om foute vandag te maak, daar is nie spasie nie. So en ook vir mense gemoed ook. Dit is nie lekker om heel jaar te werk en jou oes reën weggie. So en dit is die risiko's en ons weet dit, maar dan moet 'n mens aan so 8 uit 10 jaar moet jy dan nou nie sulke moeilikheid hê nie. Jy moet nie aanhou, jy moet nou nie aanhou nie. Presies. So julle het nou wat interessant is wat ek sit nou as 'n leek wanneer dit by drywe kom, nê, maar nader in 'n rivier is 'n probleem. Maar verder is nou weer is die grond meer klip en so aan, nê. So dis so catch-22 aan die een kant. Ja, is baie duurder om grond voor te berei weg van die rivier af in die klip as wat dit mos nou teen die rivier is in die slukgronde. Maar vir my is die premie wat ek moet betaal op die hoër grond is my versekeringspolis. So jy weet jy het ander voordele. Ek dink dis makliker om te boer op ligte grond as op swaar grond. Jy weet so die voordele is vir my meer as die nadele of die ekstra koste. En jou groot risiko nader aan die rivier ook is die ryp, nê. Is dit maar jou grootste probleem, sal ek sê. Is die ryp in die reën. En dan nou natuurlik soos nou, ek bedoel ek het julle klippe hier, so is ongelooflik om te sien hoe baie klip in die grond is. Ek bedoel dis nie sommer maar net van 'n trekker deur stoot en hom rip nie, nê. Ek bedoel wat is julle grootste uitdagings om gate te grou hierso, sal ek sê. Die grootste uitdaging is jy weet jy kan nou jou evaluering of so goed doen as wat jy wil, maar jy weet eintlik eers wat in die grond aangaan as jy 'n bulldozer daarin sit. So jy weet nooit hoe groot is die banke wat jy gaan kry nie. So jy weet dit is maar 'n moeilike som om te maak en hoe dit mos nou werk as jy begin het, dan moet jy klaar maak. Dis nou jy's die wiele is aan die rol. Nou en is daar 'n geologiese komponent. Ek bedoel so jy sê nou tot jy nou nie die bulldozer in het nie, maar daar's nie ek kan amper sê soos die mynbou wat die ouens nou 'n sample vat en kan sê luister ons weet nou wat die onder die grond aangaan. Daar is al tegnologie, Jacques. Ons self het nog nie dit gebruik nie. Ons is nou besig om te kyk daarna. So jy kry maatskappye wat kartering in dan
dat jy net 'n bietjie 'n beter idee het voordat jy begin. So, en kom ons praat 'n bietjie oor die organies. Ek bedoel, dit is vir my, maar julle ouens was pioniers amper, nee. Ek bedoel, julle het vroeg al die organiese ding begin doen. Jy sien, toe ek in 2000 op die plaas kom, het ons was ons grootste vertakking was tafeldrywe. En op daai tyd het die mark deur 'n moeilike stadium gegaan. En ek het begin sien die premies wat daar is op organiese produk. Toe het ons een plaas oorgeskakel waar ons rosyntjies en tafeldrywe gehad het. En toe het ons gesien maar ons kry dit op 'n manier reg en oor 'n tyd van 4 na 5 jaar het ons al ons plase oorgeskakel. Maar ek dink organiese boerdery, as jy dit net doen vir die premie, dan gaan dit nie werk nie. En ons het dit ongelukkig op die harde manier geleer. Organiese boerdery behels die proses waar volgens omgewingsvriendelike boerdery tegnieke aangewend word om sowel die grondgesondheid te verbeter as om die omgewing te beskerm en menslike gesondheid te verseker. Geen chemiese kunsmis en plaag of onkruiddoders word in die organiese boerdery toegelaat. Indien die omgewing waarin landbouprodukte verbou word gesond is, behoort sowel die produk as die verbruikers wat die produk gebruik ook gesonder te wees. Voorbeelde van organiese boerderypraktyke sluit in wisselbou, die plant van sekere plante en blomme, wat biopredatore, byvoorbeeld insekte wat teer op peste lok, en die aanwending van natuurlike plaagdoders om siektes en plaae te beveg. So dit gaan veel meer oor die volhoubaarheid. En dis van daai goed wat jy weet, jy kan die Landbouweekblad soveel keer lees as wat jy wil, maar as jy dit eers begin doen, dan sien jy die voordele daaruit, en dan ook bemarkings, as jy nou kyk in jou markte en goed, jy weet die toegang wat organiese produk vir ons gee in markte, maak ook mos nou vir ons markte oop vir ons gewone produk. So, ons gaan van die uitgangspunt uit dat ons organiese boer moet eintlik elke jaar 'n premie kry, al kan jy dit nie uit die mark uit justify nie. Maar die soos ek sê, die gewone produk wat toegang kry tot die mark op die organiese produk is 'n voordeel wat jy kan dit nie in waarde omsit nie. Ek sien, so as ek jou reg verstaan, is nou daai aankoper in Europa wat jou organiese rosyntjies, jy het jou tafeldrywe op die rug van dit wat jy dan jou voet in die deur kan kry. Is dit wat ek nee, dit is 'n bietjie anders. Die rosyntjie mark en die tafeldrywe mark is twee heel verskillende goed. Okay, so is alhoewel jy weet jy kan mos nou met een koper praat wat al twee doen. Maar wat ek bedoel is met ons rosyntjie verpakkingsbesigheid, ons doen so 20% van die Suid-Afrikaanse rosyntjie oes. So en die produk wat ons van ander boere aankoop, ek bedoel dit is die marktoegang wat ek verstaan, bedoel, so jy kan nou met jou en dit sluit nou mooi aan by jou rosyntjie fabriek wat jy nou gebou het. Ja. So julle gaan al die ander manne kom ook met hulle produkte na julle toe. Ja. So ons beginsel is ook om sover as moontlik beheer oor ons produkte hê. En as ek dit sê ek ons doen alles self. Ons het samewerkings vennote wat ek dink, jy weet, soos ons logistieke been, daar's ouens, dis hulle spesialiteit, dis wat hulle doen. Ons kom al baie lank saam. So jy weet, jy in deesdae se lewe het jy sulke vennootskappe en goed nodig om want jy is nie 'n kenner op al die vlakke nie. Dit maar ja, of baie min mense is seker. Jack of all trades, master of none is seker meer 'n realiteit in die 21ste eeu. Presies, is ooit van tevore. En toe ons rosyntjie verwerkingsaanleg begin het, was die doel nie om 'n groot gedeelte van die hele oes van die Suid-Afrikaanse oes te doen nie. Die doel was om ons eie produk te doen, maar ongelukkig die toerusting en om so 'n fasiliteit op te sit, het verg ongelooflike kapitaal en vir dit het jy nou maar volume nodig. En dit is maar wat ons gebring het dat ons vandag eintlik die volume doen wat ons doen. So kom ons, ek wil 'n bietjie jy weet vashak hier met die organiese rosyntjies en dan natuurlik nou die fabriek. Wat is hoe lyk dit vandag? Ek bedoel toe julle nou daai tyd waarheen voer julle dit uit?
Wat is daai premie wat jy kry op organiese produk byvoorbeeld versus 'n nie-organiese produk? Ons probeer 30% premie kry en dit is nou weer, jy weet 30% op wat, want Ja, as 'n prys ongelooflik hoog is, jy kan nie 'n premie kry op 'n ongelooflike hoë prysie. Maar ons probeer praat van 'n 30%, maar dit wissel van niks tot 30% van jaar na jaar in hoe die situasie nou ook al is. En ek neem aan jou wisselkoers speel 'n groot rol, want al hierdie oorsee. Ons voer 95% van ons produk uit. Ons het eers in wanneer was dit al? 9 jaar terug het ons 'n ongelooflike binnelandse veldtog gehad. Ons het dit 2 jaar gedoen en toe het dit nie so lekker gewerk nie. En maar ons doen die huidiglik doen ons so 5% en dit is meer premie kliënte omdat die Suid-Afrikaanse mark is 'n lae prysmark. Die ouens sou nie van duur betaal nie, maak nie saak of hy organies is of Ja. nie. So waar is julle grootste internasionale markte? Ons grootste mark wissel van jaar tot jaar, maar die 4 as jy 4 gedeeltes vat, is dit maar Duitsland, Frankryk, Kanada en Skandinawië. Pragtig. En is daar een in van daai markte wie is die 2 grootste? Is dit Duitsers en die Franse of is Dit wissel van jaar na jaar en jou Franse is hoofsaaklik geswaalde goue rosantjies. Jou Duitsers is donkerkleurige rosantjies. Skandinawië is baie sterk organies. Die groei in die organiese mark daar is ongelooflik. Ons het jy weet jaar op jaar mense sê baie keer ja, maar die groei is ongelooflik, maar dis op 'n baie klein volume. Maar as jy 300% groei het jaar na jaar, dan raak 5 ton baie vinnig werkbare volume. Ja, en die 300% is nou net vergelyking, ja, so nie. Jy het nou daai so die Skandinawe dryf en dit is interessant, dat ek onthou ons is seker al goeie 4 jaar terug wat ons in Denemarke was. En ek bedoel daai ons is elke tweede hoek en draai is 'n organiese restaurant en goeder. So dit was nogal baie opvallend selfs hoe hulle die nasie is nou maar gesonder en baie bewus van die organiese produkte. So nou daai om daai te plant, hoe vergelyk, wat is die uitdagings wat jy het om seker te maak, so natuurlik, jy kan nou nie chemikalie, jy kan nie normale gif gebruik nie, so hoe vergelyk die, sal ek sê, normale, tradisionele produksieproses of verbouingsproses versus organies? Nee, dis totaal anders, maar hoofsaaklik omdat ons nie chemie mag gebruik nie, so jy moet voorkomend optree. Jy kan nie, as jy nou 'n probleem het, as jy 'n probleem het, is dit te laat. En dis ook dis ook waar jou risiko maar lê. So maar die basis van organiese boerdery begin in die grond. As jy as jy gesonde grond het jy 'n gesonde plant, het jy gesonde vrugte. Dit klink nou seker baie obvious. Ja, eenvoudiger is as wat dit is. Dit is so maklik soos dit en nie so maklik soos dit. Ja, maar ons het 'n sterk tegniese span wat baie navorsing doen en wat passievol is oor organiese boerdery, want jy moet die gevoel hê. Jy moet dit nie net doen omdat dit die regte ding is of omdat jy dink jy gaan 'n klomp geld maak nie. Dis ek wil sê dis 'n mindset. Jy moet glo in dit. Ja. So ons werk baie met amper sê ek goggas en swamme en natuurlike vyande om siektes en pla mee te bestry. En ja, so jy praat nou van die grond. So nou ek wil nou nog 'n tree teruggaan. Wanneer word grond as organies beskou of wat moes nie gebeur het met die grond laat dit as organies beskou word as 'n wegspringplek? Onder die sertifiseringsriglyne moet jy 3 jaar sonder chemie boer voordat jy as organies gesertifiseer kan word. So dis is geen onkruiddoder, chemiese kunsmis,
al daai tipe van goed. En dan jy bou maar jou grond op met kompos, organiese materiaal, kaf, en sulke goed moet jy in jou grond probeer kry, en die groot ding is om jou koolstofvlakke op te kry. Jou koolstofvlakke op te kry, en dan ook wat dit bietjie meer ingewikkeld maak, is die oomblik wat jy begin jou grond versteur, dan verloor jy mos 'n klomp van jou koolstof. So jy moet jou deurligting in jou grond behou sonder om dit meganies te versteur. So, maar wat ons ook duidelik sien is, die oomblik wat jou organiese materiaal in jou grond verhoog, jou koolstof verhoog, raak jou probleem van verdigting en sulke tipe van goed raak baie minder. So weer eens, die oomblik wat jy die een ding begin doen, begin sien jy die voordele wat dit maak vir uitdagings wat jy gedink het jy gaan vorentoe kry. En wat is die ek moet sê dis maklike werksplek. Ek neem aan as jy weet die feit dat jy nou 3 jaar sonder chemikalieë of gif of so iets in die grond, jy kan nie net jou 'n stuk grond net vir 3 jaar los nie, nê. So hoe het julle of het julle stelselmatig, en dan neem ek aan as jy nuwe grond gaan bykoop wat nou ongerep is in 'n mate, dan het jy in elk geval nie daai probleem nie, nê. So wat is daai uitdaging en hoe het julle gekom om? Ja, ons het maar stelselmatig het ons 'n program in plek gesit, en dit het ook koste. Ja. Jy kan nie net 3 ton kompos op jou hele plaas gaan gooi, of nou jou bankies alles pak met koffie. So ons het maar stelselmatig gegaan, en dan ook, as jy in die proses kom, begin jy weet met dekgewasse en sulke tipe van goed, begin skep jy jou eie organiese materiaal, en die toevoeging van die veekomponent by dit, jy weet, ek dink dis nou alweer 'n bietjie 'n stappie verder, amper nader aan biodinamies, maar en dis wat dit is, jy weet, dis 'n geslote stelsel, ja, waarin alles beweeg. So jy moet so min as moontlik insette van buite af inbring in hierdie proses, wat jy weet, motorisientjies is dit makliker, tafeldrywe is jou uitdagings baie meer, maar ek dink dit is moontlik. So kom ons praat net vinnig oor die merino skape. So dit is so, ek neem aan, is nou toevallig wat ek onlangs weer met 'n paar Vrystaatboere gesels het ook, wat die skaap loop, hy vreet die gras tussenin, en dan bemis hy nou sommer die grond daar, so hy's nou die kunsmis. Is dit soortgelyke strategie wat julle hierso volg? Dis 'n soortgelyk, maar dis ook eintlik 'n proef, want as jy nou die boek sê, jy kan nie diere aanhou in jou wingerd nie, want die verdigting is te veel. So, maar wat ons glo, ek dink die manier hoe ons boer, verminder dit totaal en al. Ons moet net sien of dit volhoubaar is. So dit is eintlik 'n groot proef wat ons besig is mee, maar ons glo in dit wat ons nou al nie laaste paar maande gesien het, glo ons dit kan werk. So nou hoe groot stuk vat jy op 'n slag? Hoeveel skape druk jy daarin om nou akkurate steekproef te kry? Jy sien, daai is ons ook nog besig om die somme te maak. Nog uit, ek sien. Ja, so. En so kom ons gesels net 'n bietjie in terme van die produksie. So julle ouens, wat is die gemiddelde hoeveel ton haal julle af op 'n hektaar, en wat kry julle gemiddeld prys per ton en so aan? Jy sien, dit is ook, Jacques, ons het, ek dink, net 'n stapie terug is ons het ongelooflike kultivar ontwikkeling gehad die laaste paar jaar op tafeldrywe, en selfs op rosientjies. So dit wissel mos nou van kultivar, maar as ons praat van rosientjies, amper sê 2 jaar terug het ons gesê, maar ons wil ten minste 10 ton rosientjies op 'n hektaar oes. Ek dink ons kan nou begin praat van 12 ton, met die nuwe kultivars wat ons het, en ek dink ons boerdery metodes. Dan op tafeldrywe praat jy van so 5000 kartonne op 'n hektaar. So ek dink as jy, of ons as ons met tafeldrywe boer, wil ons nader aan R200,000 'n hektaar wins maak as R100,000 vir die risiko wat jy het, en op rosientjies is jy op R100,000 'n hektaar kan netto wins maak, is goeie geld, en jy weet, vir jou insette en jou risiko.
En wat vir my interessant is, ek het vandag met Willem gesels vroeër wat hy gepraat het van hoe selfs die nie-organiese verbouingsmetodes al hoe meer organiese of minder gif gebruik, nee. Dis ek wil amper sê die organiese manier is amper besig om algemeen te word. Ja, as jy nou gaan kyk na die rosyntjie mark, Duitsland se kleinhandelbedryf was gedomineer deur Turkse rosyne in die verlede. En 3 jaar terug het, ek dink in een seisoen het 85% van al die kleinhandelaars het geswaai Suid-Afrikaanse produk toe. En die grootste rede is residue. Want Turkse produk, alle residue is binne spesifikasie, maar daar's 10 of 15 verskillende produkte gebruik op hy rosyntjie. Suid-Afrikaanse produk gaan gemiddeld nie meer as 2 of 3 produkte hê. Pragtig. So die dryf in die wêreld is ongelooflik om so min as moontlik gifstowwe op die produk te hê. So ek dink vir enige boer gaan dit net baat dat jy so min as moontlik gif gebruik. En die interessante ding wat ons sien in Skandinawië is, ek het altyd gedink dat as die verbruik op 'n organiese produk opgaan, dan gaan die verbruik op die konvensionele produk af. Maar dit is in Skandinawië spesifiek is dit nie so nie. Die konvensionele produk se verbruik bly dieselfde, maar die organiese produk styg. En miskien kan dit nou ook wees omdat die organiese verbruiker kry nie alle produkte organies nie. So hy substituut met die naaste produk aan dit. Dit kan dit ook wees, maar die goeie ding is dat die totale verbruik van byvoorbeeld rosyntjies styg in sulke marksegmente. Daar's nie kannibalisasie nie. So Ja. dit is baie interessant. En jy praat nou van daai 2 of 3 produkte, so ek neem aan ook jy gaan en is 'n interessante ding al hoe meer, hoe die waardeketting, hoe die eindverbruiker baie meer bewus word of sal ek sê die ingeligte, hy wil weet waar kom hy produk vandaan. So ek neem aan jy gaan op 'n punt kom waar jy 'n premie of 'n groter premie kan vra omdat ek nou kan sien waar kom my rosyntjie vandaan, wat het jy tot gebruik om hom mee te, jy weet wat het jy, hoe het jy hom verbou, nee. So daai hele ding gaan al hoe meer sigbaar word. Dis definitief so, maar dis weer die hele beweging van die ding, is dat dit gaan nie oor die premie nie. Dit gaan oor die feit dat jy jou produk kan verkoop. Jy weet, daai jare toe Global Gap sertifisering op die plase gekom het, toe al die boere, of ja, jy doen mos nou meer moeite en jy het nou al hierdie onkostes, so jy moet nou 'n premie verdien. Dit gaan nie vandag, as jy nie vandag Global Gap het nie, Het jy die verkoop nie? Dit is nie eers meer Global Gap nie, dis nou HACCP en BRC. Jy gaan nie jou produk verkoop nie. So en ek dink dis waaroor dit gaan om voor te bly en jy weet dat jy jou voet moet in die deur bly, anders gaan jy dit nie maak nie. Ek verstaan, so en dit klink vir my in elk geval as mense kyk na die tendens, dis nie of dit gaan op 'n punt kom, so jy sê wat alles organies is en jy's nie organies nie, is jy dood in die water. So dit is vir eenvoudig soos dit. Presies. Ek weet nie of mense dit met organies noem nie, maar chemievry. Dis waartoe dit gaan, so. So gepraat nou van so wie help julle met in terme van die produkte wat julle gebruik en so aan. Is daar plaaslike vervaardigers, is daar spesifieke land ook, en dan wil ek aansluit by daai vraag. Waar is daai best practice in die wêreld wat julle kan sien hoe doen die manne dit en leer en so aan? As hulle sê steel met jou oë. Kyk, daar is so 'n sê ding wat hulle sê, ja, maar die organiese produsente spuit in die nag. Nou kan amper vir sê, as jy in Amerika kom op 'n organiese plaas, hulle laat gaan jou net tot op 'n sekere punt. En jy gaan nie verder nie. So en dit help nie ons wil in Turkye gaan leer want hulle praktyke is net nie op So daar's nie appels met appels of druiwe met druiwe vergelyk as ek dit so kan sê. Presies, so die kennis wat ons opgedoen het is die meeste trial and error. En ons het al deesdae klomp
organiese gesertifiseerde produkte wat ons kan gebruik. Maar jy weet selfs ons het 3 jaar terug het ons residue op van ons produk begin kry en toe was dit 'n gesertifiseerde produk wat ons gebruik het. So en dis nou amper soos as jy oor 'n rooi lig ry en jy sê vir die blou baadjie maar jy het nie geweet nie. Jy weet ja, jy kan nie sê jy het nie geweet nie. nie. Jy moet so die onus berus op ons om te weet, jy weet dat alles wat ons gebruik is op die einde van die dag die regte ding. Maar soos 'n mens soos dit ons nou amper sê ek 'n mens moet so meer ondervinding kry, raak dit makliker en jy begin mos nou meer mense leer ken wat die proses makliker maak. Maar weer die op jou plaas werk dit nou dalk so, maar die oomblik wat ek dit na my toe bring, is dit totaal anders. Ja, so dis regtig ek wil voorste linie goed hierdie. Dis die enigste plek waar jy leer en verbeter. So die Roosantjie fabriek, hoe kom 'n Roosantjie fabriek? Ek bedoel wanneer het julle hom gebou? Ons het soos ek gesê het, toe ek in 2000 op die plaas kom, was ons grootste vertakking tafeldrywe en as gevolg van die risiko's wat ons met die weer gehad het oor ryp en reën in ons area, het ons in 'n kwessie van 2 jaar het ons tafeldrywe roosantjies gemaak en toeskielik het ons 'n baie groot roosantjie komponent en ons het eintlik gevoel ons kan die verwerking en die bemarking meer effektief doen as wat dit gedoen is. En soos ek sê, ons het die plek opgesit vir 2.500 ton, maar ons doen vandag of ons het vir jaar so 17.000 ton gedoen. Ja. En die groot rede vir dit is maar jy het volume nodig. Jy weet toe ons wat is critical mass wil ek sê vir so fabriek? En jy gaan nou 'n klomp opinies kry, maar ek dink as jy onder 10.000 ton produk doen, is dit nie die moeite werd nie. Jy weet die tegnologie wat ons gebruik is baie duur en jy weet 'n goeie kwaliteit roosantjie is net so goed soos die proses waardeur hy kom, omdat 'n groot gedeelte van ons produk word in ander produkte gebruik. So jy kan nie bekostig dat jy 'n klippie of 'n sand of jy weet sulke tipe van goed het nie. So dit is maar die groot ding by die roosantjies. So jy sê 10.000 ton, ek wil nie sê gelykbreek nie, maar dit is waar die volume is inkom 17.000 ton en ek neem aan daar's boere wat in die proses daar was nou meer van 'n incentive vir die manne om ook organies om jou te kan verskaf of wat was daai ripple effek toe jy nou die dag die fabriek hier opsit? Ek dink ons was deel van die bedryf as jy nou net terugvat, ons het in 2006 begin en die regulering het daar meer plekke begin opkom. So jy weet waar dit net altyd SAD was wat al die produk hanteer het, is daar vandag 7 verwerkers en van 2000 af het die plekke begin opstaan. So jy weet toe ons somme gemaak het vir 'n roosantjie verwerkingsfasiliteit, het die produsent 40% van die finale verkoopprys in sy sak gesteek. Ek dink vandag staan ons baie jare nader aan 70% wat die produsent in sy sak steek. Sure. So hierdie en ek sê weer dit is nie ons was deel van, ek dink dit is veel groter wat in die bedryf gebeur het. Maar jy weet skielik was daar geld gewees om kultivar navorsing te doen. Nou vandag sit ons met kultivars wat ons gemaklik tussen 10 en 15 ton goeie kwaliteit roosantjies kan oes. Ek dink ons bedryf se gemiddeld is 6 ton. Lukskorrel. So jy weet die oomblik wat jy 15 ton in plaas van 5 ton afhaal, met produksie is maar die dryf op die plaas. So jy weet so die goed het als gebeur en weet ek kan nou klomp goed sê. So maar die groot ding is daai wat vir my baie opvallend is jy sê 70% van die prys. So dis maar net om met die waardeketting het nou net weer een onnodige stuk gaan uithaal, nê. Jy weet kyk jy ons boere is gemaklik. En solank soos jy geld maak, hoekom moet jy goed verander? So
die oomblik wat daar druk kom op 'n bedryf, dan begin jy ander planne maak en dan begin jy jy weet die heel maklikste ding is om jou effektiwiteite en jou kostestruktuur uit te haal. Of dit is veronderstel om maklik te wees, partykeer is dit nie so maklik. Ja. En dis presies wat gebeur het. Jy weet, ons het meer effektief, ons as bedryf het meer effektief geraak. Ons produksies raak groter. Ons doen goed teen laer koste en dis waar die 40%, 70% geraak het. So Dis 'n kombinasie van alles in daardie opsig. Maar wat vir my interessant was nou, ek bedoel julle het nou binne 'n jaar al julle 3 ton van 'n nuwe stuk grond af, né? Nuwe prele. Is dit normaal? Is dit of is dit dank aan julle? Dit begin nie normaal raak in die bedryf. En dit is ook baie debatteerbaar. Jy weet party ouens sê die stok kan nie so vroeg begin dra nie, maar jy weet as wat ons sê is as ons op 'n jaar oud stok al sulke produksies begin afhaal, dan kan ons stokke 15 jaar oud raak en nie 25 jaar nie. Want jy weet jy kom net baie vinniger op 'n winsvlak uit. Ek wil sê is die babietjie in die besigheidsfamilie dan die CBD olie? Is dit van die nuutste Ja, ons het ook as ek net so 'n bietjie teruggaan, ek dink ons was die heel eerste aansoek wat die departement gehad het vir 'n lisensie. Was jy wakker? Het jy hierdie ding op Google raak gesien of hoe het jy aan die idee gekom om uit die aard van waar ek bly en hoe ek groot geraak het, is ek maar konservatief. So 'n vriend van my het wat in Kanada bly, het my 5 jaar terug het hy my geskakel en gesê of ek moet nou sit en dan moet ek nou my kop oopmaak vir wat hy nou vir my gaan sê. En toe sê hy vir my, ons moet 'n dag gaan boer. Nou toe sê ek vir my smal, want ek dink eerste is die kerk en tweede is die skool. En maar dis waar dit begin het. Daggaolie is 'n ekstrak waarvan die cannabinoids, byvoorbeeld THC of die meer bekende CBD, van die plantmateriaal afgeskei is deur die plantmateriaal bloot te stel aan 'n oplossingsmiddel soos butaan. Daggaolie word al oor eeue heen deur mense gebruik vir 'n verskeidenheid van redes, onder andere vir ontspanning en plesier. Deesdae word daggaolie egter ook aangewend vir spesifiek die medisinale voordele. Die cannabinoïds van die daggaplant help vir baie kwale, onder andere kanker, vigs, akute pyn, artritis, migraines, enige ander kroniese simptome. Vaping is 'n algemene manier waar volgens die olie verhit word totdat dit verdamp en dan ingeasem word. Ons het baie navorsing gedoen tot waar ons die lisensie laas jaar gekry het en dit is eintlik ongelooflik, want almal was maar half, almal in die familie was maar half bietjie op hulle senuwees van hoe die dorp die ding gaan vat. Want almal aanvaar as hulle dit hoor, dink hulle almal vlieg hier hoog in die lug rond. Ja, presies. En maar die ek moet sê die terugvoering uit die gemeenskap uit was ongelooflik. En mense wou weet, jy weet, maar hoe werk dit en wat is die voordele en jy weet die positiewe gedeelte daarvan het meer uitgekom as enige negatief. So dit is baie dit is vir ons baie goed dat dit so uitgedraai het. Maar ons het ons eerste oes nou afgehaal, so hy is klaar vir werk en verpak. Dis net nou met die corona wat dit nou 'n bietjie moeilik maak. Jy weet, mense konsentreer nie nou om nuwe goed te doen nie. Hulle konsentreer net om die basiese goed aan die gang te hou. Ja, die manne moet nou die aan die lewe bly. Presies, so hopelik kan ons binne die volgende maand of 2 ons eerste besending uitstuur. So gee ons dit net so 'n bietjie dan nou, ek wil sê die besigheidsmodel van 'n CBD. Is dit nou maar blare nê? So hoeveel spasie het jy nodig? Jy weet hoe lyk dit? Hoeveel haal jy af? Hoe verpak jy? Stuur jy die blare weg? Waarheen squash iemand, jy weet die blare en haal die goed uit? So hoe werk? Duidelik net hoe lyk daai waardeketting wil ek amper sê. Ek dink cannabis gaan veel meer oor net as CBD. Maar dit hemp nou nee, jy die by jy die
daar's twee komponente van medisinale cannabis, dis die THC en die CBD. En die verskriklike klem wat mense nou lê op CBD, dink ek is bietjie oordrewe. Okay. Want as jy regtig waar medisyne gaan maak, het jy al twee komponente nodig. Van die goed. So dis maar wat ek van dit dink. Die CBD maak jou nie hoog nie. Die ander ouetjie maak jou hoog. Die THC is die een wat jou Wat hoog staan maak. dit voor? Dit is tetra. Soos 'n snaaks is 'n fancy naam, Ja, maar dit is lang- nou okay. Maar in sekere jy weet as jy vir medisyne vir depressieleiers wil maak, jy kan nie vir hulle net CBD gee nie, dan gaan hulle net aan die slaap in, jy weet, so jy het dan die THC komponent nodig. As jy eetversteurings het jy die komponent nodig. Kankers het jy kombinasies van die twee. En soos die navorsing nou verder gaan, is daar nog verdere komponente ook wat hulle begin sien in die plant wat moet dan teenwoordig wees vir spesifieke medisyne. Ek dink die grootste of nie ek dink dit is die grootste probleem huidiglik is dat ons nie 'n klomp van die produkte op die mark is nie goed genoeg getoets en ons weet nie presies wat daarin is nie. So, jy weet, jy kan iets vir jou kry oor jy kan enigiets nou koop Maar dit is nie appels met appels nie. Daai kwaliteit. Presies. Ons kan nie iets kry vir slaap wat ongelooflik werk en jy gaan presies dieselfde produk koop 3 maande later en dit gaan glad nie werk nie. Ek sien. Of dit kan dalk 'n negatiewe effek op jou hê. En jy weet so mense se persepsies kan baie negatief beïnvloed word as gevolg daarvan. Maar soos die bedryf, ek dink groei, gaan dit hom uitsorteer en weer eens daai standaard wat net aan mekaar gelig gaan word en die ouens wat nie op daai standaard operate nie gaan nie bestaan nie. So hoe lyk daai? So kom net terug na hoeveel spasie het jy nodig? Hoe gaan daai hele verbouingsproses? Hoe lyk dit? Kyk, as jy van cannabis praat, dan praat jy in gramme. Jy praat nie in tonne nie. Maar dis 'n plant, nee, dis 'n dagga plant wat jy. Dis 'n plant. Dis 'n plant. Jy maar die polisie kom brand hom net nie afwissel om kry nie, want jy het nou jou papier. Nee, ons het nou ons papier. Ja. So jy kry mannetjie plante en wyfie plante. So ons plant net wyfie plante. Hoekom? Die oomblik wat jou wyfie plant maak 'n blom en dan kort die blom styfmeel om bestyf te raak om saadjies te maak. Die oomblik wat die blom bestyf raak, dan gaan jou aktiewe die CBD en die THC gaan af. Wow. So as jy nou straatdagga van praat, is daar altyd bytjies in. Ja. So dit is nie so sterk soos wat dit sou wees as dit net die blomme is. So ons plant net die wyfie blomme en dan as die net voor die blom begin afgaan, dan oes ons hom. Dan oes ons die blom. Hoe lank vat dit dan? Van dit begin en is daar 'n spesifieke tyd in die jaar? Dit wissel van strein tot strein en dit kan wees tussen van 4 weke tot 3 maande. Afhangend van wat se variëteit jy plant en dan ook jou metodes. As jy totaal binneshuis verbou, dan kan jy bestuur jou tyd presies wanneer jy wil oes. So jy weet jy kan die temperatuur alles reguleer, so dis maklik. Die groot ding wat die veranderinge bring is dagligtyd. So en die plant is so getime, as ek dit so kan sê, dat die oomblik wat die dagligtyd onder 'n sekere hoeveelheid is, dan gaan hy in blom in. So jy moet daai weer eens so dis makliker as jy dit in 'n gekontroleerde omgewing verbou, maar hier buite is dit nou en ook jy bestuur mos jou kwaliteit 100% op die nommer, waar as jy gaan buite verbou, dit is elke seisoen is mos nou nie dieselfde nie, en die oomblik wat jou plant 'n dag langer groei as die vorige jaar, verskil jou dat dit nie dieselfde produk nie. Presies. So julle is in tonnels of wat? Waar verbou jy? Waar is julle nou? Of is dit buite?
ons is binne huis en dan doen ons Ek sê nou tonnels, is dit hoef nie 'n tonnel te wees nie, dis net 'n gekontroleerde omgewing. Jy kan daar's mense wat dit in tonnels ook doen. Maar jy moet 'n groot gedeelte van die hoofsaaklike ding is jou lig, jou ligtyd wat jy gee. Anderster jy weet as jy nou 'n daggaplant gaan buite plant, gaan hy gaan opkom en hy gaan begin blom. So jy weet is totaal anders as wat jy So dit klink vir my jy kan hom hier buite verbou, nie op hierdie manier in elk geval. Nie vir kommersie vir medisyne. medisyne. En dan hoeveel spasie het jy nodig? So kom ons praat weer daai economies of scale, nê. So hoeveel moet jy begin produseer om dit finansiëel nie te werk te maak? Dit is ook 'n Jacques, dis 'n baie wye vraag, maar ek wil sê dat dis is baie wyd en hoekom ek so sê is ek dink ook as jy gaan kyk jy weet daar's plase in Lesotho waar hulle 200 miljoen rand spandeer. Ja. Dis ongelooflike tegnologie maar ek weet net nie of daar 'n produk is wat daai geld kan terugbetaal nie. So ek dink die lyn is baie fyn om dit te goed te doen, want dan gaan jy nie dis so sê dis net en overkill. Presies. So ons is eintlik nog besig om die sommetjies. Presies. Ons moet dit nou nog kry. Ek dink ons voordeel is ons boer ook in Kanada. Ons het vennote daar. So en hulle is so een seisoen voor ons. So jy weet daar begin ons almal te sien net so dat dit werk wat hier gaan gebeur. Presies. Dis maar nog steeds as ons nou hier kom, dan sien ons maar regtig eintlik eers wat jy moet doen. Maar ten minste het jy dan daai backup. En ek wil sê net in die algemeen, hoe sal die kommersiële komponent lyk as jy nou moet rolweg praat? Ek dink dit gaan dit is baie gespesialiseerd. So maar jy sê verkoop gramme. So verkoop jy die blare, die blom of hoe lyk daai? Dis net die as ons die blomme oes, haal ons al die blare af en dit brand ons uit en die blom word gedroog en dis dan die verhandelbare produk. Ek sien en hy gaan na die laboratorium toe of wat ouens om die olie nou uithaal. En is natuurlik interessant ook wat ek nou ook agtergekom ek nou daag 'n onderhoud geluister met ouens in Colorado wat dit so en ek meen selfs daai hoe die olie uitgehaal word so hulle sê almal is nie gelyk met hoe hulle daai olie uithaal nie soos jy sê en dit is ook daai produksieproses wat geaffekteer word. Presies, of die eindproduk wat geaffekteer word. Jy moet onthou dis medisyne. So en ons het gekyk om ons eie olies en produkte te maak, maar dit is totaal iets anders as wat ons huidigelik doen. So ons is boere, ons produseer die blom en ons wil kyk dat daai kwaliteit reg is en dan gee ons dit aan vir die laboratoriums, vir die ouens wat mediese ouens wat daai werk kan doen. So waar is julle afsetpunt? Aan wie verkoop julle dit? In Kanada. So dit is nou hoe kom julle ook nou die JV? Jy kry net 'n invoerlisensie in Kanada as jy 'n produksielisensie het. So dit is die rede ons moet hier kan produseer teen ek weet nie 20% van die Kanadese koste. So dit is ook nie die regte som nie, maar dit moet ja, so die dis die een rede hoekom ons daar produseer en die ander ding is maar die kundigheid. Jy weet hulle is ver voor ons daar. So ons het toegang daar tot die regte konsultante en kundiges op die vlak wat ons dan nou weer terugbring Suid-Afrika toe. Is daar iets en dit sluit dan nou ek my volgende vraag in terme van wat ek sou sê wat van die belangrikste besigheidslesse wat jy geleer het tot dusver? As ons nou vandag met die CBD olie is daar iets interessants hier wat jy geleer het wat jy weet nou oor die jare nou nie so obvious was wil ek amper sê nie wat die daggeplantjies. Man, ek dink die grootste les wat ek daar geleer het is moenie als glo wat jy lees en wat jy hoor nie. Ek dink COVID het dit vir ons geleer. Dit nonsens rondom dit. En ek dink die ander ding is om
jy weet, moenie, en vir alles 'n mens ouer raak, moenie net skepties wees, of iets afskiet, as jy dit hoor nie. Jy weet, soos daar gaan plante, nou dink ek. soos dit. Jy weet, kyk eers, is daar nie geleenthede nie. So ek dink dis seker die grootste ding wat ek met dit geleer het. So dis daar weer eens gaan kry die feite. Ja. Moenie ek noem dit braaivleis 4 waarhede waar jy nou elke ou het sy opinie nê. En dit is al wat dit 90% tyd is dit al wat dit is. Dis nie die feite nie. Presies. So daai is baie goeie advies. Waar gaan Google jy? Waar kry jy die feite? Sien jou ander ding is en wat ook ek dink wat aansluit by jou vorige vraag is dink dit iets wat vir ons baie belangrik is ons verhoudings. Ons verhoudings met ons produsente, ons verhoudings met ons verskaffers, ons verhoudings met ons kliënte. En jy weet, as jy ons die mense ons grootste kliënte en ons grootste produsente is eintlik maar ons vriende ook. Jy weet, en daai verhoudings is ongelooflik belangrik, want jy weet, die oomblik wat ek en jy vriende is, dan deel ons so 'n bietjie meer met mekaar oor argument totaal wat die besigheid as wat ons net besigheidsvennote is. So ek dink en jy weet en dit jy weet as ek nie 'n vriend gehad het ons nooit die cannabis ding gedoen nie. En so kan jy kan klomp voorbeelde. Daai is vir my kragtig en ek dink dit is baie waar wat jy sê waar mense dieper gaan in daai verhouding. So ek sê nou begin jy dalk rande en sente gesels met hierdie ouens wat jy andersins nie daai intieme gesprek sou gehad het om die braaivleisvuur nie. Dink jy wat is jou gevoel of sal ek sê wat beteken dit vir nuwe toetreders tot die mark? So jy weet is dit en so ek verstaan jy sê daar's vertrouensverhouding, goeie verhoudinge, doen goed en natuurlik proefs in die pudding. Help ek is my buddy en jou produk werk of jou diens werk nie vir my nie. Presies. Maar hoe is daar 'n komponent waar jy toe is of dit voel vir my party boere hy wil nie met die nuwe verskaffer gesels nie, maar daai verskaffer het dalk absoluut 'n superieure produk wat sy besigheid kan transformeer, maar ons braai nie saam nie of ons het nie saam skool toe gaan of universiteit toe gaan nie. Dink jy dis maar 'n dun lyn wat mens maar moet pas op of is die meeste ouens oop kop genoeg om hierdie gesprek te hê met Nee, ek dink dit nou moet ek mooi ding wat ek sê. Ja, kom ek sê wat vir ons belangrik is Jacques is wat en vir myself as die mense met wie ek besigheid doen ook goed doen. Dis vir my belangrik en dis vir my lekker om te sien dat ons besigheid kon deel wees in iemand anders se sukses. En ek dink dis jy weet 'n mens moet die son sien opkom vir almal. En dis belangrik. En ek sê nie hier is ook mense wat nie van my hou nie, ja. maar jy weet jy kan ook nie met almal werk nie. En iemand het dit eendag vir my gesê, toe dink ek hy's arrogant. Maar dit is die waarheid. Jy weet, jy kan nie met almal werk nie. So doen eerder die besigheid wat jy doen goed en eerbaar en jy weet dan gaan die goed sal terugkom na jou toe. So en 'n mens leer van die goed maar op 'n harde manier, maar ek dink dis is vir ons belangrik. Jy het nou al van die verskaffers, is daar seker verskaffers wat jy wil highlight? Is daar iets wat jy voorbeelde kan gebruik? Ek wil sê ons het nou gepraat van presies dit nou. Jy weet so watter ander besighede / verskaffers het 'n groot invloed op julle sukses. Jy sien Jacques, ek dink 'n mens as klomp verskaffers en jy weet of dit nou Mondipak en APL is by wie ons pakmateriaal koop of ons jy weet John Deere trekkers. Ek dink ook die ander ding is om betroubaar vir al sien kyk na jou toerusting heel goed. Betroubare toerusting. Ons betaal eerder 'n paar rand meer, maar ons weet as ons 'n moeilikheid het, jy weet met wie om te praat. En ons weet die probleem gaan uitgesorteer wees. So ek dink is maar op met alles dit is net of dit nou 'n kartonboks is of dit 'n John Deere trekker is. Daai balans. Dit lyk net verskillend, maar dit is maar jy weet die betroubaarheid
van die produk en die verskaffer is maar op die einde van die dag mos maar die belangrike ding. Wat is jou belangrikste persoonlike doelwit vir die jaar en het hy nou verander met COVID of is jy nog aan trek? Wat wou jy persoonlik in 2020 beter doen of anders doen? Jy sien Jacques, ons doelwit elke jaar is van min of meer dieselfde. Ons wil net ons produk verkoop op die regte plek en as jy nou dit vat, het die COVID nog als 'n speek in die wiel gesit. Ek dink ons is bevoorreg genoeg om soos ons vandag hier sit, nog een dag te gehad het wat ons nie kon 100% produksie lewer nie. Die uitdagings is meestal op die logistiek. Maar jy weet, solank soos ons aan die gang kan bly, ek dink dis makliker om 'n ekstra trok in te huur as om, jy weet, as jy fabriek staan jy geen trok nodig te hê nie. Presies. Ja. So en tot vandag kon ons al die produk kry waar dit moet wees. Hier en daar miskien 'n week of 2 laat, maar ons het dit daar gekry. So ek dink ons kan nie kla op hierdie stadium nie en ons is net dankbaar dat ons dit kon doen. Wat is 'n tegnologie wat jy persoonlik gebruik? Hou jy van of staan vir jou uit? Ja, ek is al my goed is eintlik maar van my selfoon af. En ek is eintlik baie sleg op as jy nou die nuwe goed, die Zoom en die Teams en jy weet dit vergemaklik eintlik maar ek is maar 'n mens. So ek moet maar by die ou kom en by hom sit en so dis vir my frustrerend om hierdie Zoom vergaderings, alhoewel ek weet dit het baie voordele. En die jy weet nuwe tegnologie wat vir my ongelooflik is die aanlyn veilings, die wildveilings en die veeveilings wat nou begin. En dis nogals iets wat ek baie gebruik. Wat is die een stukkie raad wat jy jou jonger self sou wou gee? Dis ek sal seker wil sê stadiger, maar die feit dat ons baie vinnig en partykeer impulsief besluite maak, het ook baie sukses tot gevolg gehad. So maar die ander ding is seker maar dink voor jy praat, want dit kan het al vir my in die moeilikheid gebring. Gok, verskriklik dankie. Hier is, ek sê ek kan my hele dag mee gesels. Hier is vir my fascinerend hierdie. Fascinerend. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons op reg waardeer. Laat die wiele rol.